Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in hopende kort genoeg dat wanneer ook al jy nodig het om net so bietjie jou gedagtes van werk af te kry, dat jy dan na 'n episode van Taxbreek kan luister. Ons onderwerp vir vandag is eintlik maar beperk tot 'n paar spesifieke industrieë. So ons gesels oor diesel rebates of diesel rabatte seker in Afrikaans. Miskien net so 'n bietjie agtergrond hier rondom vir die van julle wat nie elke dag hiermee te doen het nie. So in terme van die douane en aksies wetgewing word daar 'n heffing gehef op brandstof vir die padongelukfonds, die Road Accident Fund Levy. Nou, in sekere industrieë word daar brandstof gebruik, maar daai industrieë gebruik nie noodwendig die pad nie. En daarom is daar 'n terugbetaling of 'n rabat beskikbaar in terme van rebate item 670.04 van die 6de skedule van deel 3 daarvan onder die douane en aksieswet. Nou hierdie industrie wat kwalifiseer vir hierdie terugbetaling of die rabat, sluit in boerdery, mynbou, bosbou, vissery, daai tipe industrie. En miskien net 'n laaste feit rondom hierdie terugbetaling is dit word geadministreer saam met as deel van die BTW stelsel. Nou in beginsel is hierdie rabat nie 'n vreeslike tegniese ding nie. Die nota sit uiteen wat is die kwalifiserende gebruik en dit skryf ook voor wat se dokumentasie is nodig om die rabat te eis. Een van hierdie dokumente is 'n logboek en vir diegene van julle wat betrokke is in hierdie industrie waarmee jy dit kan eis, sal weet hierdie logboek is gewoonlik 'n punt van dispuut. So teen die einde van laas jaar en vroeg hierdie jaar was daar 2 hofsaake gewees. En die onderwerp vir vandag is eintlik maar net om miskien so 'n paar lesse uit hierdie uitsprake te vat vir ander belastingbetalers wat ook wat ook hierdie rabatte eis. So die eerste hofsaak was die Dankie Oupa Delwerye BK saak. So dit het gegaan oor 'n BK wat diamantemyn in Welverdiend in Noordwes provinsie. So dis omtrent as ek nou aan die regte plek aan die dink is, so rondom 50 kilos hier van Potchefstroom waar ek gebaseer is. En dan die tweede saak is die Sandbaken boerdery saak, wat gegaan het oor, dis 'n maatskappy wat in gemengde boerdery aktiwiteite betrokke is. Nou as ons nou hierdie twee uitsprake so saam kyk, dan sal 'n mens besef die kwessies waaroor die dispuut gegaan het, is baie soortgelyk in die twee. Die argumente was baie soortgelyk. En die bevindinge is ook baie soortgelyk. So daar's 'n paar van dit wat ek graag met julle wil deel as die lesse vir ander belastingbetalers wat hierdeur geraak word. So as ons na die kwessies gaan kyk wat in dispuut was, en ek het nou maar eintlik net die wese daarvan gaan uittrek in die 2 punte wat ek gaan noem. Julle kan gerus self gaan kyk as jy geraak word deur die dieselrabatte. Dan dink ek hierdie is 2 goeie hofsaake om die uitsprake te gaan lees. Maar in die eerste plek het beide gegaan oor die fakture waarop die rabatte geëis is vir die aankoop van die brandstof wat nie voldoen het aan die notas vereistes nie. En in die tweede plek dat die logboeke nie genoegsaam was om die gebruik van die brandstof te kan trace nie. Die interessant as mens na die argumente wat geopper is deur die belastingpligtiges gaan kyk, beide van hulle het verwys na 'n saak, die Allpay Consolidated Investment Holdings en ander saak teen die CEO van SASSA. Dit is 'n 2014 konstitusionele hofsaak en in daai uitspraak het die regter 'n onderskeid gemaak tussen in Engels mandatory requirements of as ons dit waarskynlik losweg Afrikaanse vertaal verpligte vereistes en directory requirements wat waarskynlik as mens dit
as mens dit na Afrikaans toe sal vertaal, is amper rigtinggewende vereistes. En as mens na die laasgenoemde kyk, dan is daar nie noodwendig streng nakoming nodig, solank as wat jy genoegsaam nakom dat die vereistes sy doel bereik, dan is daar voldoen daaraan. So die argument wat namens beide die belastingbetalers aangevoer is, was in die lyn daarvan dat mens die nota as dan sy vereistes as rigtinggewende vereistes moet lees. Die bevindinge wat uit die twee sake kom, ek het so 4 van hulle wat ek graag sal wil uitlig. Die eerste een is dat die nota gee sekere vereistes en belastingbetalers moet met die woorde of die taal wat in die nota gebruik word, moet daaraan voldoen word. So as die nota sê jy het 'n belastingfaktuur nodig wat sekere vereistes aan voldoen, dan is dit wat 'n mens nodig het om aan die nota te voldoen. Mens kan nie iets anders hê wat nie daaraan voldoen wat kan wys maar jy die doel bereik. Die tweede ding die tweede aspek wat ek graag wil uitlig is dat in beide gevalle het die hof daarna gekyk dat die doel van 'n logboek is om die gebruik van die brandstof te kan volg vanaf die punt waar dit aangekoop word tot op die punt waar dit gebruik word of beskik word. En wat belangrik is dat nie alle aktiwiteite wat mynbou of boerdery is, kwalifiseer noodwendig vir die rabat nie. So slegs sekere aktiwiteite is kwalifiserend. So in die konteks van byvoorbeeld boerdery aktiwiteite is daar 'n lys van die primêre produksieaktiwiteite. En vir iets om te kwalifiseer, moet dit op daai lys verskyn. Nou, as mens dan nou in ag neem dat nie alle boerdery aktiwiteite kwalifiseer vir 'n rabat nie, dan moet jy hierdie vereiste om die brandstof te kan volg is dan nou van die aankoop tot waar dit vir 'n aktiwiteit gebruik word wat wel kwalifiserend is. Die derde punt en wat aansluit hierby is om hierdie proses om die brandstof te volg moontlik te maak, moet die beskrywing van wat met die brandstof gedoen word akkuraat genoeg wees of gedetailleerd genoeg wees. So in die geval van die Dankie Oupa Delwery saak het die belastingpligtige die doel van waarvoor die brandstof aangewend is as delf beskou. En in die Sandbaken saak was dit 'n breë beskrywing van boerdery aktiwiteite. So die howe het in beide gevalle bevind, maar daai beskrywings is nie gedetailleerd genoeg om te kan sê, maar jy het definitief hierdie brandstof vir 'n kwalifiserende aktiwiteit gebruik. In die geval van Sandbaken was die omskrywing van die aktiwiteite ook nog verder aan die einde het gesê, etc. So die regter het ook daar opgemerk dat ons weet nie wat is hierdie etc. Is dit dan nou kwalifiserend of is dit nie? So ek dink die punt om daar uit te neem is jy moet genoeg detail daarin hê in die logboek om te kan volg waarvoor is die brandstof uiteindelik gebruik. Dan nog steeds by die logboek in die 4de en laaste punt gaan oor jy moet die hele pad van gebruik van die brandstof kan volg. So in die Sandbaken saak het die belastingpligtige 'n stoor logboek gehad. Met ander woorde, van waar die brandstof in die tank ingekom het, tot waar het uitgetap is in sekere voertuie in, maar daar was nie noodwendig logbooks vir die gebruik van die brandstof in die voertuie nie. En dit was problematies, want die laaste deel van die gebruik was dan nou nie moontlik om dit te trace nie. Nou my persoonlike siening is dat in sekere kontekste mag dit dalk moontlik wees om te sê, maar sodra jy dan nou uit jou stoorplek die brandstof in 'n sekere tipe voertuig wat net vir 'n aktiwiteit net binne 'n sekere area gebruik kan word, as jy dit gedokumenteer het, dan is dit dalk genoegsaam om te sê, maar jy het die gebruik gedokumenteer, alhoewel dit waarskynlik goed en veilig sal wees om 'n rekord van sy gebruik sover as moontlik te hê. Maar in sekere tipe ander voertuie soos bakkies of trokke, is die feit dat dit in 'n bakkie ingetap is, sê nog glad nie, dit is vir kwalifiserende doeleindes gebruik nie. So daar het mense gebruikslogboek dan nou ook nog
sonder twyfel nodig. So om saam te vat, miskien 2 kritiese punte wat mense hier uit hierdie sake kry. Die eerste een is dis nodig om met die spesifieke bewoording van die nota tot die douane en aksieswet aan te voldoen om hierdie rabatte te eis. En die tweede ding is, watter industrie ook al jy of jou kliënt is, dis nodig om die kwalifiserende aktiwiteite in daai industrie baie goed te verstaan en seker te maak jou logboeke stel jou in staat om te wys dat die brandstof vir daai doel spesifiek gebruik is. Ek het 'n kort artikeltjie hieroor ook geskryf op my webwerf, as jy sou wou gaan kyk en nog 'n bietjie hieroor lees. As jy enige kommentaar of opmerkings of vrae het, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die potgooi hou, gaan teken asseblief aan en like dit op YouTube en vertel al jou vriende en kollegas daarvan. En maar net soos elke ander week, wil ek jou net herinner dat niks in hierdie potgooi is bedoel om advies te wees of om selfs 'n plaasvervanger vir feitspesifieke advies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.